In die verhaal van Hiskia se dodelike siekte het God hom genees. Maar deel van die proses was 'n vye koek. Wat kan ons hieruit leer? Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanoggend, nuwe dag, wat 'n voorreg om vanmôre te kan opstaan en gesond te kan wees. Vandag gesels ek met jou weer oor daardie verhaal van Hiskia, maar vandag 'n palmtak vir oorwinning. Ek lees net vir jou een versie. Jy onthou mos nou Hiskia het so dodelik siek geword as gevolg van een of ander sweer en Jesaja het gekom en gesê met sy mense groet, hy gaan sterf. En hoe die Here sy gebed gehoor het, Hiskia se gebed gehoor het, hom gesond gemaak het. Maar toe Jesaja vir hom die boodskap kom gee om vir hom te sê, jy gaan nou gesond word, 2 Konings 20 vers 7, verder sê Jesaja, bring 'n vye koek, en hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit, en hy het gesond geword. Interessant, nee? Die Here het gesê, hy gaan hom gezond maak, maar Jesaja sê, bring 'n vye koek, sit dit op die sweer, en dit sal gesond word. Hier is 'n geestelike werk, wat God doen, maar tog 'n tasbare ding, wat op die sweersel gesit moet word, sodat hy gesond kan kom. Hiskia se gebed, nee, was beantwoord. 15 jaar by sy lewe gevoeg. En dit beteken dat God hom van sy dodelike siekte tog genees het. En 'n mens sal dink, God het net eenvoudig die werk gedoen, maar Jesaja sê nou, bring die vye koek, sit dit op die sweersel en dit het toe nou gesond geword. En daar word gesê, dat vye 'n helende vrug is, en dat dit kwaad en sweersels van, of dan nou 'n ontsteking uit die liggaam uit kan trek. En dat dit miskien nou, met ander woorde, 'n medisinale tipe effek het. Maar wat my opgeval het, was hierdie aksie wat Jesaja aangevra het, al het God die belofte van genesing reeds gespreek. En het ek gevind dat God menigmale so te werk gegaan het. En dat ons nie verwonderd hoef te wees wanneer God op vreemde maniere met ons te werk gaan nie. Net gister, dink ek aan Naaman, wat daar in 2 Konings 5 melaats was, en een van die gevangenisse wat hulle weggevoer het, tussen hulle was 'n dogtertjie, en sy het gesê dat as Naaman net in Samaria by die profeet kon uitkom, dan sal hy hom kan genees. En natuurlik het hy so gedoen, want hy wou graag gesond geword het, maar Elisa het hom nie net die hande opgelê nie. Hy het van hom verwag om homself 7 maal in die Jordaan te gaan was, en hy was gesond daarna. 'n tasbare handeling het die geestelike krag voltooi. Hoor jy wat ek sê vanoggend? Die vye koek het die geestelike krag voltooi. 7 maal in die Jordaan het die geestelike krag voltooi. Ek dink aan hoe Jesus modder met sy spoeg gemaak het, daar in Johannes 9, aan die blinde se oë gesmeer het. Hy het hom in die bad van Siloam moes gaan was het, en hy het gesond geword. Die geestelike, die tasbare, daar in Handelinge hoofstuk 5 en in Handelinge hoofstuk 19, hoe Petrus en Paulus hulle lyfdoeke en voorskote en wat Paulus aanbetref, en selfs die skaduwee van Petrus, het hulle gesê, as dit net op hulle kan val, dan sal hulle gesond word. Jy sien die tasbare wat gekoppel word aan 'n geestelike, en hierdie 2 dinge maak dat die wonderwerk gebeur. En onthou julle natuurlik die koperslang in die woestyn, Numeri 21. As 'n slang iemand gebyt het, kon hulle net na die koperslang op die paal kyk, 'n tasbare ding, nee, en dan sou hulle gesond geword het. Die Here kon ons maar net 'n woord gespreek het, maar tog bring die Here die tasbare, die gehoorsaamheidseffek, die fisiese, en dan maak hy die geestelike taak volmaak. Tasbare dinge was gebruik om geestelike krag te voltooi. En ek en jy verstaan nie altyd, soos wat ek gesê, die maniere hoe God te werk gaan nie. Maar dat God op vreemde maniere en wyses werk, sonder om die natuurlike element uit die geestelike uithaal, en sonder om die geestelike uit die natuurlike uithaal. Dit is so asof hulle saamwerk. God het dit in die Ou Testament gedoen, God het dit in die Nuwe Testament gedoen, en kan die Here dit mos nie ook vandag doen nie, nee? En dat die tasbare element, nee, soos die voorbeelde wat ek genoem het, die manier is hoe God sy krag tot voltooiing bring en hoe hy sy krag openbaar.
En weet jy, terwyl ek na hierdie goed gekyk het dit my gevat na die doop toe. Dit het my gevat na die nagmaal toe, dit het my gevat na die liggaam van Christus toe, en dit het my gevat na Christus toe. Wat die doop van die gelowige aanbetref, interessant, sê Kolossense 2, dat die doop 'n begrafnis beteken. 1 Petrus 3 sê dit bring 'n rein gewete. Romeine 6 sê dat ons in die beeld van die doop dood is vir die sonde. Die doop, soos met Hiskia se vyekoek. God het die genesing gebring, maar die vyekoek was die bewys van die finaliteit. So is die doop, nê. Jesus maak ons vry van die sonde en gee aan ons 'n rein gewete en verklaar ons dood vir die sonde. Tog, sê die woord, laat julle doop. Hoor jy wat ek sê? Dis die gehoorsaamheidseffek. Die fisiese maak die geestelike so volmaak, hulle werk saam. En wat die nagmaal aanbetref, die nagmaal is die tasbare element van die geestelike werk aan die kruis van Golgotha. En Jesus sê in Johannes 6, jy kan gaan lees daar in vers 53 en 54, sê Jesus, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, en nou praat hy van die nagmaal, nee, hy praat van die nagmaalwyn en hy praat van die brood, hy sê dan dat julle geen lewe in julle self nie, hy wat my vlees eet en my bloed drink, hy het die ewige lewe, die geestelike, word volmaak gemaak deur hierdie fisiese handeling. En sê Paulus in 1 Korintiërs 11:26, hy sê so dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hy sê so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie nagmaalwyn drink, dan verkondig julle. Die geestelike word vasgemaak met die fisiese. Die fisiese, weet jy wat, 'n mens kan nie gees nie. 'n Mens kan nie gees nie, maar jy kan bewys dat jy in die gees is, en dis die nagmaal en die doop. En dan natuurlik die liggaam van Christus, as ons na die gemeente, die eklesia kyk, dan sê Paulus, is ons die tasbare liggaam van die geestelike en die ontasbare Jesus Christus. En is dit nie goddelik, dat Jesus, God, die woord, tasbaar geword het, om God se geestelike werk te volbring nie. Wie ek gee jou hierdie gedagtes vanoggend, want ek wil maar net graag met jou die rykdom van God in sy woord deel. Dis al wat ek wil doen. En wil ek vandag vir jou sê, in jou wandel met God mag jy dalk ervaar. In jou wandel met God mag jy dalk ervaar. In jou geesmens, om iets tasbaar te doen, om jou geestelike wandel met God te volbring. Dalk nie 'n vyekoek op 'n dodelike seer nie, maar dalk ervaar jy om 'n palmtak te swaai terwyl jy in die tuin loop vir oorwinning oor 'n situasie. Hoor jy wat ek sê? Ek sê nie jy moet dit doen nie. Ek sê miskien is dit jou ervaring, jy wil iets doen om uiting te gee aan hierdie geestelike waarheid in jou gees. Vir 'n ander mag dit dalk vreemd lyk. Maar weet jy wat? So wat? Jy maak jou wandel met God tasbaar. En jy, in daardie handeling, is jy opreg teenoor God. En veral as dit in jou hart opgekom het, dan weet jy, dis wat God wil hê, jy moet doen. En dan word dit nie 'n reël vir ander mense nie. God wil hê, jy moet dit doen. Prys die Here en aan God al die ere vir sy wonderbaarlike werking in ons lewe. Blessings, tot ons Vrydag weer gesels.